gaan ek vir Dominee Alex aan die woord welkom heet. Alex is by die NG Gemeente Ceres. So ek ken dan vir Alex so bietjie van die Modderramen se kant af en baie welkom. Ek het net met hom gesels en gesê hy is 'n persoon wat die negatiewe in die positiewe kan omdop. Dit was verlede jaar by die marathon gewees. Kaapstad Marathon. Alex, hoeveel het jy gesê, hoeveel mense het verslae daar gestaan? Oor die 20.000. Oor die 20.000 mense het opgedaag. Hierdie man het gesê, ons is hierso, kom ons gaan draf maar net 'n eentjie en jy kan eintlik 'n storie verder vertel. En almal het spontaan 'n gaan draf. So jy sien nie 'n halwe bottel nie, jy sien 'n vol bottel. So baie welkom by ons en ek sien uit na jou prediker, want ek dink hy gaan so 'n bietjie aansluit wat jou persoonlikheid is en mag die Here jou seën en veilig, sy vrou is ook hier, veilig terugry. Hoekom hy hier is, hy het gister ook 'n marathon in Oudtshoorn kom hardloop. Baie welkom by ons. Dankie Alex. Baie dankie. Vriende, goeiemôre. Dit is regtig vir my aangenaam om hier te kan wees. Ek ken vir Andries nou baie jare, dat toe hy in Kenhardt was, ek dink hy het van Kenhardt af hiernatoe gekom, as ek dit reg onthou. Toe was ek in Kimberley, so toe het ons saam jeugkampe gedoen, toe was ons al twee jonk en mooi, nou is nog net ek mooi. Maar ja, ek ken hom nou vir regtig baie jare en vir die laaste paar jaar, dan is hierdie nou eintlik een van die geleenthede wat ek Oudtshoorn toe kom, nou vir die wedloop wat gister was, en dan plak ek sommer by die dominee. En toe ek nou hierdie jaar sê, maar ek wil graag dit weer doen, toe sê maar, terwyl hy nou hier is, wil hy nie dalk sommer nou preek nie, en toe hy nou, saam met sy troue gister, het hy toe nou aan daai kant van die berg gebly. So dit is my lekker om hier saam met julle te wees, en ek bid regtig dat die Here ons sal seën met sy woord, dat ons dit sal hoor wat hy vir elkeen van ons wil sê. So ek gaan vra, kom ons word so stil, en dan vra ons dat die Here vir ons sal duidelik maak wat hy vir elkeen van ons wil sê in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here God, ons wil vir U baie dankie sê vir die voorreg om hier saam te wees. En Here, soos wat ons vanoggend dan nou hierdie reën ontvang, wat 'n teken is van die versorging, wat 'n teken is van lewe wat U moontlik maak. Bid ons Here dat U deur die Gees ook in ons elkeen se lewens sal kom reën. Here, dat U in elkeen van ons se lewens groei sal moontlik en duidelik maak. En dat ons dit sal hoor wat U vir ons wil sê. Seën ons saam wees, Here. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend gesels vanuit Matteus 5. En julle is welkom om nou al die Bybels oop te maak. Ek het 'n paar gedagtes wat ek met ons wil deel voordat ons by die teksgedeelte uitkom. Maar dit is waar ons gaan gesels. En net baie vinnig, dit is deel van Jesus se bergpredikasie. Dit is van hoofstuk 5 tot by hoofstuk 7. En in hierdie twee hoofstukke is daar 'n klomp gedagtes wat Jesus dan nou deel met sy mense. En die mense wat na hom luister, as jy kyk na die einde van hoofstuk 4, het van oral afgekom. Dis mense wat daar was vanuit Griekse stede, daar's mense wat van die diep platteland afgekom het, daar was mense van die groot stad af, en al hierdie mense het kom luister. Soos wat ons maar hier is. Ek het net met 'n paar mense gesels nou voor by die deur, en as mense wat dan nog altyd in Oudtshoorn is, en mense wat van vreemde plekke afkom, het gesien, hier's 'n Keepmans Hoopkar die buitekant. My vrou is ook een van daai. Sy is ook in Namibië. So daar's daarom meer as net as jy glimlag, dan is dit julle, okay. So dit is hoe jy mens weet jy iemand kom van Namibië af en is baie vriendelik, nê. So mense wat van oral afkom, luister na Jesus hier. So ons is deel daarvan en ons word genooi om saam te luister. Nou, dis vir my regtig waar belangrik dat ons net 'n paar gedagtes saam moet deel. So ek gaan nou 'n vraag vra en dit sal vir my lekker wees as julle terugpraat na my toe.
OK, ek weet nie of dit normaal is nie. Is dit normaal? Hulle praat nie gewoonlik terug nie, OK. So kom ons kyk. Ek wil graag hê dat ons moet vinnig dink in terme van die taal wat ons gebruik, nê? Rondom sout en lig. Hoe gebruik ons sout en lig in ons taal? Met ander woorde, in spreekwoorde, metafore, hoe gebruik ons sout en lig? Help my. Sout van die aarde, dis 'n baie goeie begin, uitstekend. Nog. Lig vir die wêreld. Nou, dit kom direk uit die teks die hele tyd, al twee hierdie. Maar daar is nog ander uitdrukkings wat ons ook gebruik rondom sout en lig. Hy sy sout werd. Nou, hier is 'n klein interessante stukkie, ja, ek het gedink is fantasties interessant en dan partykeer dink mense dit is nie so interessant nie. Maar die Romeinse soldate is in sout betaal. Die woord salaris is afgelei van die Hebreëse woord wat salarium is. En dit beteken dat as jy sê iemand is nie sy sout werd nie, dan beteken dit hy is nie sy salaris werd nie. Julle kan dit môre iewers weet as jy by die werk is, dit net ingooi. Om te sê, ja, jy weet die Romeinse soldate is met sout betaal. Maar jy hoef nie my met sout te betaal nie. Right. Okay, so dit is baie in ons taal gebruik. Nee? Nog een, julle wat getroud is. 7 sakke, dit was nogal redelik, daar sê hy. Okay. 7 sakke sout saam eet, nee. Met ander woorde, al hierdie taal is deel van die manier hoe ons dink oor sout en lig. En onmiddellik wil ek vra, hoekom? Hoekom is dit deel van ons taal? Wat is die eerste ding wat jy vanoggend aangedoen het toe dit donker was in die huis? Jy sit die lig aan. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy kos maak en jy proe maar dit proe nie lekker nie? Jy gooi sout op. Dis algemene handelings, dis algemene goedere. En Jesus gebruik normale, alledaagse goed en hy gee nuwe betekenis daaraan. Dis verstommend as jy mooi lees. Alles waarmee hy werk, is goed wat mense mee kontak gehad het, goed waarmee ons kontak het. En hy gee nuwe betekenis daaraan. So met ander woorde, dit is my gebed en ek sal dit weer herhaal as ons nou aan die einde kom van ons gesprek vanoggend. Dat elke keer as jy 'n lig aansit, dan is my gebed dat jy sal dink aan hierdie teks. Elke keer as jy met 'n klein bietjie sout werk, dat jy sal dink aan hierdie teks. Maar dis hoekom Jesus hierdie goed gebruik. Hy wil vir ons help. Hy wil vir ons duidelik maak hoe ons moet leef. En deur hierdie gedeelte, wat dan nou sê, julle is sout, en julle is lig. Wil Christus duidelik maak, maar dit is hoe ons moet optree. Dis wat ons moet doen. Ek en jy is die geliefde kinders van God. Nie oor iets wat ons doen nie oor iets wat ons gee nie. Ons is God se geliefde kinders, omdat God ons as syne eien. God kies ons as sy eie. Ons is dit, omdat God dit so bepaal. En is regtig die gebed vir my hart, dat ons elkeen dit sal hoor vanoggend. Dat hierdie teks vir jou sal oopgaan, en dat jy in diepte sal verstaan wie jy is in God se hand. Nou, Andries het my gewaarsku om te sê dit is uit naweek en al die kinders sit baie ver. So ek gaan nou iemand vra om my te help. Ek het iemand nodig wat van kos hou. So kan net gou sien wie van julle wat hier sit hou van kos. Kan net gou kyk. O, jemmels, is in die moeilikheid. Is er net een persoon wat hou van kos? Dis maar julle is Ek het verkeerd gesê, nee. Sal iemand ons kan help? Kan jy gou voor toe kom? En dis die laaste wat julle so ver voorsit, nee. Ja, papi. Hier is ons vars aartappels. Ok, so jy kan vir jou aartappel kies en sê vir my hoe proe, moet hom nou nie die hele een eet nie. Proe net so 'n stukkie en sê vir my hoe. Hy sonder sout, hy gaan nie lekker smaak nie. Seker. Dis nie lekker nie. Ok, jy kan maar terugsit.
Kom ons probeer gou weer. Right, so daai een was nie lekker nie. Ek gaan gou hierso 'n plan maak. Right, wat van daai ene? Veel nog vir die been aan sit. Ek gaan soms saamvat. Is dit? Ja. Was hy nie te veel sout op nie? Nee, is reg, dankie. Baie dankie. Ons kan vir hom 'n ander klap gee. Hulle sê die oomblik as jy met diere of met kinders werk, dan maak dit vir jou moeilik, maar dit lyk vir my dit is maar met volwasse mans ook so. Want ek het nou 'n klomp sout daarop gesit en toe nee, maar toe is dit lekker. Hy het hom nog so gesmeer ook nog in die sout. Vir wie van julle sou daai te veel sout gewees het? Right. Maar as ek nou my plan was eintlik om dan nou daai aardappel nou te veel sout te maak en dan nee, dis te veel sout en dan net 'n bietjie op te sit en dan is dit lekker, né? Nee? So, hoekom gebruik ons sout? Wat is die punt van sout? Smaak, né? Nee? Dit gaan daaroor dat ons moet die kos kry beter smaak as daar sout op is. Maar die waarheid is dat te veel sout vat weer die smaak weg. Dan al wat jy proe is sout en dis nie wat jy wil hê nie. So die sout, as jy die regte hoeveelheid gebruik, help om die smaak uit te lig. Maar in hierdie wêreld, as ons nou na hierdie teksgedeelte kyk, het 11 verskillende gebruike gehad vir sout. Een navorser het 11 verskillende gebruike getel. En die doel van sout, met ander woorde, wanneer Jesus dit dan nou gebruik, het vir die gehoor, die eerste gehoor, baie verder betekenis gehad as net smaak. Dink net gou, waarvoor, en die mense wat dalk 'n bietjie ouer is, sal dalk aan meer gebruike kan dink vir sout. Waarvoor is sout nog gebruik? Vir wat? Om te ontsmet. As 'n ontsmettingsmiddel. Dit is waar die uitdrukking vandaan kom dat om sout in die wonde te smeer, né? Dit brand, maar is 'n ontsmettingsmiddel. Wat nog? Dis 'n preserveermiddel. Dis hoekom ons eintlik biltong het, né? Dis nie eintlik wat ons moet eet elke keer as daar rugbybal geskop word nie. Dit gaan daaroor dat jy te veel vleis het en dan moet jy die vleis op 'n manier beskerm sodat jy langer daarvan kan gebruik. So, daar's nou 3 gebruike wat ons nou hier vinnig kan noem. Maar in die wêreld waarin Jesus geleef het, was daar oor die 11, soos ek al reeds gesê het. So as Jesus nou sê, julle is sout en julle is lig, dan beteken dit vir hierdie groep mense baie meer as net daai twee goed. So ek gaan vra, kom ons maak die Bybels nou oop. Ons is by Matteus 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 11. Maar voor ons dit nou lees, gaan ek net eers vir ons gebed doen. So kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here God, wanneer ons nou na hierdie woorde luister, is daar 'n klomp gedagtes in ons eie wêreld, Here, en goed wat ons dan nou koppel aan sout en lig. En Here, ek aanvaar dat meeste van die mense wat hierso sit, het al herhaaldelik hierdie gedeelte gehoor. Maar vanoggend is dit ons gebed, Here, dat U vir ons sal help om met nuwe ore te luister en dit te hoor wat U in die besonder vir elkeen van ons wil sê. Seën ons saam wees, Here. Amen. Nou vriende, ek gaan begin by vers 11. Want ek wil graag hê dat julle moet vinnige oorskakeling sien. As jy kyk na die begin van hoofstuk 5, dan is dit die saligsprekinge en daar's 9 uitsprake wat Jesus gee. En al hierdie uitsprake begin met geseënd is die. So net vinnig daarna kyk. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, geseënd is die wat treur, geseënd is die sagmoedig is, geseënd is die wat honger en dors en wat reg is, geseënd is die wat barmhartig is, geseënd is die wat rein van hart is, geseënd is die vredemakers, geseënd is die wat vervolg word. So al hierdie uitsprake is geseënd is die. So dit is 'n algemene seën. Sal julle met my saamstem? Dan kyk gou vir my na vers 11. As Jesus dan nou daar begin praat, dan gebruik hy 'n ander woord. Dan sê hy geseënd is julle. Wie's die julle na wie hier verwys word? Die persone wat na hom luister.
Hierdie groot groep, verskeidenheid mense wat voor hom sit. Vanoggend, wanneer ons hierna luister, dan wie dink julle is hierdie julle? Ons. Geseënd is julle. OK, ons is by vers 11. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek wil nou die Bybel so oop te hou, want ons gaan nou heeltyd werk met hierdie teksgedeelte en dit help as jy nou kan teruggaan om elke keer te sien waar ons praat. So Jesus praat dan nou met hierdie groep mense, dan spreek hy hulle direk aan, nê? Want hy sê, geseënd is julle. En daai is regtig belangrik om te hoor vanoggend. Dat ons moet dit toeëien vir onsself, julle. Dit gaan oor 'n nuwe identiteit. Dit gaan daaroor dat God iets koppel aan jou. Dat God sê, dit is wie jy is. Geseënd is julle. Nie in die algemeen nie geseënd is die nie. Maar ek en jy wat vanoggend na hierdie woorde luister. En wat is die geseënd? Wat is die geseënd? Dit wat God aan ons toegee. Julle is sout en lig. Ek wil klein bietjie hierso stil staan. Sê hierdie teksgedeelte dat dit sal regtig waar oulik wees as julle, of dit is moontlik vir julle om sout en lig te wees, of wanneer julle dan nou al hierdie goed nakom, dan sal julle sout en lig wees. Wat sê die teksgedeelte? Help my. Julle is. Met ander woorde, dit is al reeds 'n realiteit. Stem julle saam? Julle is dit. Nie julle moet dit nog word nie. Nie as jy deur al die hoepels spring, dan is dit vir jou moontlik nie. Jy is dit. En onmiddellik wonder ek, hoe laat dit jou voel as Jesus sê julle is? Glo jy dit? Aanvaar jy dit? Of dink jy, nee Here, jy praat nou hierso van ander julle. Jy praat nie van my nie. Ek kan nie dit doen nie. Jesus gee vir jou 'n nuwe identiteit en sê hy, julle is. Julle is sout. Julle is lig. Hoekom sout? Sout gee smaak. Sout maak iets wat laf is of wat smaakloos is, beter. Sout is gebruik om te ontsmet, om te keer dat dit iets vrot word, 'n wond. Dis 'n preserveermiddel. Dit help om kos langer te kan hou, sodat jy langer dit kan gebruik. So sout doen al hierdie verskillende aksies. In die Ou Testament word sout ook dan nou gebruik as 'n teken van die verbond. Ons lees dit in Levitikus 2 vers 13, waar daar staan, gooi sout op al julle graanoffers. Die sout herinner aan die verbond met jou God. Moenie dat dit in jou graanoffers ontbreek nie. Bied sout aan op al julle graanoffers. Met ander woorde, wanneer Jesus hierso vir hierdie groep mense sê, julle is sout, dan gaan dit daaroor dat julle is die mense, wat die mense rondom julle moet herinner aan God se beloftes, aan God se verbond.
Daai is 'n verstommende mooi nagmaalstafel. Dis iets wat ek opgemerk het toe ek ingekom het. En daar staan, doen dit tot my gedagtenis. Nee? Dis regtig waar ek dink treffend. Maar as ons die nagmaal gebruik, dan sê ons, wanneer ons die wyn gebruik, wat sê ons daarmee saam? Dis 'n teken van wat? Die nuwe verbond. Die nuwe belofte. Wanneer Jesus vir hierdie groep mense sê, julle is die sout, dan gaan dit oor dat hierdie mense moet die wêreld herinner aan God se beloftes. Hoe doen ons dit? Nog 'n ding wat sout veral in hierdie wêreld gedoen het, maar wat ons ook dan nou mee bekend is, dat sout het gehelp om gesond te maak. In Jesegiel 16 word daar verwys dat dit 'n ontsmettingsmiddel was en dat pasgebore babas is ingevryf met sout. So dit gaan oor dat sout iets wat daar is verander. Kan julle dit sien? Soos dat ons hierdie aardappel onmiddellik, hierdie aardappel lyk nie reg nie, want dit het sout op hê. Die oomblik as jy sout bysit, dan verander dit. Sout op 'n wond, verander dit. Sout wat preserveer, verander dit. Julle is dit. Dan gaan Jesus aan en hy maak dan die beeld sterker en praat van julle is lig. Nou, in hierdie wêreld het hulle gedink dat donker en lig is twee aparte magte. Maar vandag weet ons dat donker is net die afwesigheid van lig. So die oomblik as jy 'n lig aansit, dan word die donkerte gevul. Wat sê die metafoor dan vir ons? As ons die lig is vir die wêreld. As jy in 'n vertrek ingaan en jy is dit, dan maak jy dit beter. Jy maak dit lig. Jy help dat dit sigbaar word, dat ons kan sien. Julle is dit. Wat gebeur as jy in 'n onbekende huis rondloop wat donker is? Jy maak chaos, nee. So, en ek weet dit nou, want ons het gisteroggend, hulle ry jou op met busse al die pad tot by die grotte. So, ons moes 3:30 opstaan, en toe is dit uit die aard van die saak nog donker. So, nou bly ek in 'n vreemde ou, of nie 'n vreemde ou, ons bly net in 'n vreemde huis. Dan is dit gevaarlik as jy nie lig aan sit nie. En dit my toe laat dink, hierdie gedierte op die bord is een van my gunsteling honde. Haar naam was Synode. En dis 'n lang storie. Maar Synode was 'n Alsatian Labrador kruis. En as ek wou gehad het die Synode moet sit, dan sê ek net sit Synode. Daar's nog grappies, maar gaan dit nie nou vertel nie. Nou, Synode het by ons in die kamer geslaap, en op daai stadium was ons ook nog steeds jonk en in Pretoria. En ons huis het 2 vlakke gehad. En Synode het langs my op 'n maatjie gelê langs die bed. En een aand het sy dan nou wakker geword en toe wou sy nou uitgaan en sy druk toe haar snoet hier so in my nek om te sê, jy moet nou kom, want hier is nou nood. En ek staan op en Synode gaan voor my af en sy gaan by die trappe af en dit was my eie huis, so ek het aanvaar, ek weet waar die trappe is. En soos wat ek dan nou stap, trap ek toe nou die eerste trappie in die donker mis. En daar rol ek by die trappe af, al die pad af tot onder. En terwyl ek dan nou daarso in 'n hoopie lê en nie seker is waar ek is nie, kom Synode en druk weer haar snoet op my nek en sê, nee, jy moet nou regtig kom, hier is nou moeilikheid. As ek net die lig aangesit het, wat sou die verskil gewees het? Ek sou kon sien. Lig bring verandering. Dit maak iets wat onduidelik is, duidelik. Julle is die lig. Maar saam met hierdie aankondiging, saam met hierdie verwysing om duidelik te maak waar Christus dan nou die identiteit van hierdie hoorders en van ons bevestig, is daar 'n waarskuwing.
Wat gebeur met sout wat nie gebruik word nie? Jy gooi dit uit. Dit word laf. Die geleentheid wat daai sout gehad het om 'n verskil te maak, verdwyn. En dan word dit vertrap. As jy 'n lig het en jy gebruik hom nie, jy skakel 'n lig aan en jy sit 'n emmer bo op hom, gaan hy dan lig bring? Nee. Sy kans om te verlig, sy geleentheid om te verlig, word hom ontneem. Op dieselfde manier word ons gewaarsku om te sê, julle is dit. Julle is dit reeds, julle is sout, julle is lig. Maar moenie hierdie geleentheid om saam met God te werk, om die wêreld beter te maak, moet dit nie verspeel nie. Ons word geroep om verandering te bring. Daar waar ons is. As jy 'n bietjie sout het, en jy het 'n tafel vol kos, en jy gooi 'n klein bietjie sout op een van daai disse, gaan dit al die kos smaak gee? Nee, maar dit is net op daai klein bietjie. As Jesus hier praat van julle is sout, beteken dit dat jy moet oral verander? Jy is sout waar jy is. As jy een lig aanskakel in 'n huis, is die hele plek verlig? Nee, een vertrek. Maar wat hierdie sout en lig dan nou doen, wanneer ons dit aanneem, wanneer ons sout en lig is, dan sê Jesus, julle is die sout vir die aarde. Wanneer ons almal hierdie identiteit aanneem, wanneer ons almal hierdie identiteit neem en daarvolgens lewe, dan help ons om die wêreld te verander. Wanneer ons lig laat skyn, dan gaan dit oor dit die wêreld kan sien. En nie vir ons nie. 'n Lig gaan nie oor onsself nie. Sout, moenie soveel wees dat jy net sout proe nie. Laat julle lig so vir die mense skyn, dat julle hemelse Vader verheerlik kan word. Julle is dit. Maar julle is dit om heen te wys na God toe. Julle is dit sodat die wêreld vir God kan sien, vir God kan herken. En dat die wêreld verander kan word deur God se teenwoordigheid. Dat God se koninkryk in ons wêreld duidelik kan word. God se nuwe wêreld. Vriende, ons is in die tweede week van lydingstyd. En Jesus nooi ons om saam met hom op hierdie pad te stap na die kruis. Jesus se lewe het verandering gebring. Jesus se dood en opstanding het verandering gebring. En hy nooi vir my en vir jou, sodat Jesus sê, julle, om sout en lig te eien, want julle is dit. Nou, daar's net een persoon in die gebou wat van kos hou. So die res van julle gaan swaar kry by middagete. Maar as julle dan nou aansit vir ete vanmiddag, dan wil ek jou regtig voornooi om wanneer jy sout op jou kos strooi, om te onthou, ek is sout. Seisoen is weer besig om vinnig te draai. En vanaand, as dit donker begin word en jy sit 'n lig aan, dan is my gebed dat jy sal onthou dat ek is lig. En jy vir die volgende paar weke dit sal onthou en die teks sal onthou. Dat God roep jou om saam met hom heel te maak, verandering te bring. Mag ons so lewe. Amen.
Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here God, ons praat oor 'n klomp goed wat, ja Here, wat vir ons dalk bekend is, gedeeltes wat ons al gehoor het. Here, help vir ons om opnuut hierdie identiteit wat U vir ons gee, om dit aan te gryp en dit ons eie te maak, Here. Om te lewe as sout, om te lewe as lig. En Here, dit is 'n eenvoudige beeld, dis 'n eenvoudige boodskap. Maar help vir ons om dit deel te maak van wie ons is. Amen. Kom ons antwoord op dit wat ons nou gehoor het, en dan gaan ons hierdie woorde sing van helder skyn, en daar is ons nou U lig, maar ek gaan vra, kom ons sing die woord ons, helder skyn ons lig vir die nasies, dat ons dit sal eien, dat ons is geroep om God se lig te wees, om God se sout te wees. En nooi om saam met my te staan. Ek nooi julle om net na daai lyntjies te sien wat ons net gesing het. Laat U ryk Heer in ons kom, deur ons kom, oral kom. Jy is lig. Jy is sout. Lewe daardie identiteit. En volg vir Christus op pad na die kruis en na die oop graf. Dis hierdie ons uitstapliedjie, nee. So gaan ons dit eers sing en dan spreek die seën uit? Dus dan stap ons uit hierdie. So ek gaan eers die seën uitspreek. OK. Ek net seker maak dat ons op dieselfde bladsy is. Vriende, in die geloofsgemeenskap waarvan ek nou deel is, by Ceres Moedergemeente, het ons die gewoonte daarvan gemaak om ons hande bak te maak as 'n teken wanneer ons die seën ontvang. En ek wil julle nooi om dit vanoggend saam met my te doen. As 'n tasbare teken om te sê, maar ek ontvang God se seën. En ek bid regtig waar dit hierdie woorde by jou inslag sal vind en dat jy sal besef dat jou identiteit is sout en is lig. Ontvang die seën van die Here en lewe as sy kinders in sy wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Ons kan saamstem om te sê. Amen.